Goeiemôre gemeente. En ook hartlik welkom vanoggend aan alle besoekers wat saam met ons hier is. Kom ons buig voor ons Here in aanbidding en afhanklikheid. En ons gaan dit doen deur saam ons afhanklikheid van die Here te sing met Psalm 121. Daarvan gaan ons saam die eerste verse sing, waarna ons dan ons Here se seën as antwoord sal ontvang. Ons Here antwoord ons wanneer ons so ons afhanklikheid voor hom neerlê. Genade en vrede van julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons loof ons Here terwyl ons so staan. Ons sing vir hom Psalm 84, Psalm 84, daarvan vers 1 en 2, waar ons hom juis loof vir sy uitnemendheid, vir die lieflikheid en die soetheid van sy huis, sy teenwoordigheid. Psalm 84, daarvan vers 1 en 2. Hartlik en as een bely ons nou ons geloof in die Here onse God. Dit doen aan die hand van die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here, Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal
en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Op so 'n ryk, heelhartige, lewende belydenis antwoord die Here ons dan met sy wet, om die verhouding wat ons daar bely in daardie belydenis te rig. Daarom luister ons saam na ons Here se woord vanuit Eksodus 20, en ons gaan daarvan luister na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders van die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons antwoord op die wet van die Here deur onsself voor hom klein te maak. Psalm 31, wanneer ons dit sing, dan doen ons juist dit. Ons sing in vers 2: Neig u oor en red 'n leider, wees my by storm gerig 'n rots om in te vlug. Wees my 'n vesting, o bevryder, wat op 'n berg verhewe my veiligheid kan gewe. En ons sing dit vir die Here, want ons het dit nodig, in die besonder wanneer ons luister na sy wet. Dit wys vir ons hoe ons onder heilige wraak staan weens ons sonde. Dan sing ons vir die Here, wees ons genadig, en dan in vers 8 sing ons: 'n bitter smart verteer my lewe. My tyd word deur geklag versluit die ganse dag. Ek voel my kragte my begewe. My ongeregtighede deurwoel my kranke lede.
En ons sou geen hoop, geen troos gehad het, as dit nie vir die Here se genade in Christus was nie. Daar verlos hy ons, en daarvan sing ons in vers 15, hoe groot is Heer u seënstrome vir wie opreg van gees wil wandel in u vrees. Hoe groot die vreugde van die vrome, as almal klaar bemerk het die heil wat u bewerk het. So ons sing van rou, ons sing van vernedering, en ons sing van genade en vreugde. Psalm 31 en daarvan vers 2, 8 en 15. Ons saam bid. Bewaar ons, o God, want by u skuil ons. Ons het vir u gesê, u is ons Here, daar is vir ons geen goed bo u nie. U is vir ons genadig en goed sonder end. En ons wil u loof daarvoor, want ons is so geneig om in hierdie patroon te val waar ons u dank vir goedheid en vir genade en vir u seëninge sonder om eers eintlik daaraan te dink. Ons wil saam as geliefdes, as heiliges, nou stil word in ons hart werklik tot u goeie hand terug. In onsself verdien ons niks. Ons verdien nie die asem wat ons longe vul of die son wat ons vel verhit nie. U wet wys dit vir ons. Elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe kom uit u hand uit, en ons staan baie teen u op. In swakheid, weens onvermoë, maar selfs in hardnekkigheid, selfs in eie willigheid. So verneder kom ons voor u en laag, en dis juis hieronder waar ons kan sien hoe uiters groot u genade is. Dankie vir die wet, dat die wet ons oor rig op u goedheid, u guns, u genade. Seën oorval ons dag vir dag. Hoe goed is u tog vir ons. Dankie vir lewe en asem en alles. Dankie vir ons versorging, elkeen van ons persoonlik. Dankie dat u ons nooit oorlaat en los nie. Dat die dag vir dag die geloof in ons harte werk, dat die week vir week ons saambring om voor u te kom. Dit steek nie in onsself nie, ons sal dit nie self doen nie.
Die Gees gee vir ons daardie groot genade. O, mag ons tog onder 'n dieper indruk kom van u goedheid en u liefde vir ons. Mag u liefde vir ons so werklik en tasbaar in ons harte word, dat die skyn en kosbaarheid van hierdie wêreld voor ons oë sal verdwyn. Mag ons harte gebreek wees wanneer ons teen u groot goedheid sondig. Mag ons met ywer verlang om u gehoorsaam te wees, u lief te hê, u te dien. O, maak ons heilig, Vader. En nou wanneer ons na u woord verluister, u leer vir ons, u woord is 'n swaard. U woord sny en u woord verbind ook. Dit is deur u woord wat u lewe gegee het in ons, en is deur u woord wat u daardie lewe onderhou. O, vorm ons dan. Werk in ons harte. Wil u nou ons reinig deur die krag van u woord en u gees. Help ons om te luister en te verstaan, en help ons om te glo en lief te hê dit wat u vir ons wys. Hoor dan ons bede, Vader. Alleenlik laat dit u waardig wees in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Voordat ons saam luister na die woord van die Here, kom ons sing Psalm 118, en uit Psalm 118 sing ons vers 14 in voorbereiding daarvoor om na die woord van die Here te luister. Wanneer jy hoor van die tekens en die gevare van die laaste dae of die eindtyd, waaraan dink jy? Waarheen gaan jou hart en jou gedagtes? As daardie woorde gespreek word, die tekens en die gevare van die einde, die laaste dae. Dit is opmerklik om te sien in die skrif, wat die Here vir ons leer is, jy nou lewe in die laaste dae. Die laaste dae is nie die week of die maand voor ons Here Jesus terugkom nie. Die laaste dae is van sy hemelvaart tot by sy wederkoms. Die tyd waarin die apostel Paulus geleef het, sowel as ons vandag is in hierdie laaste dae, die eindtyd. So dan is dit so nodig om te vra, wat is die eerste ding wat in jou gedagtes opkom? Wat is die hoofding wat die Here vir ons leer oor die tekens, die gevare van hierdie laaste dae? Baie wanneer hierdie vraag opkom, dink aan eksterne dinge. Vervolging, geweld, oorlog, verdrukking, rampe. Maar is opmerklik om te sien deur die Nuwe Testament, dat die Here vir ons leer die grootste en dreigende gevare in hierdie laaste dae is nie ekstern nie. Dit is intern. In die kerk. Die duiwel verander nie. Hy val die kerk aan, soms met geweld, ekstern,
maar o intern. Hy het hierdie twee knegte wat hy gebruik, dwaalleer en goddeloosheid in die kerk. Dis die gevaar. Dis die dreigement vir hierdie eindtyd waarna ons moet kyk. Die pastorale briewe bestaan uit 3 briewe, 1 en 2 Timoteus en Titus. En dis juis die kern, die boodskap van die pastorale briewe, is hoe die kerk moet waak, hoe sy bewaar kan word in die eindtyd, juis teen hierdie 2 wapens van die Satan, dwaalleer en goddeloosheid. In Paulus se tweede brief aan Timoteus, in 2 Timoteus 3, daar sê die apostel, maar weet dit, dat in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het. Daar fokus Paulus op die goddeloosheid, waardeur die duiwel die kerk inval, werk in die harte van die mense. Maar hier in ons teks vanoggend, waarna ons gaan kyk in 1 Timoteus, hier is Paulus besig om te praat van die ander aanval van die duiwel op die kerk. Dis op haar leer, deur dwaalleer. En dan moet jy vra, wanneer jy dit sien, veral in vandag se tyd, is dit regtig nodig om soveel moeite hiermee te maak? Is dit regtig nodig om vas te sit, te worstel, te stoei, te sukkel oor die leer? Want dit maak seer soms. Blaai saam met my na 1 Timoteus 4, waarvan ons dan na die hele hoofstuk sal luister. Ek wil julle bemoedig, maar ook by julle pleit, hou julle Bybel hier oop, sodat ons saam deur die loop van die preek, deur die teks kan werk. 1 Timoteus 4, daarvan vers 1. Maar die Gees sê uitdruklik, dat in die laaste tye, sommige van die geloof afvallig sal word, en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang, deur die gefeinsdheid van leenaars, wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word, deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. Want alles wat deur God geskape is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie, want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed. As jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Jesus Christus wees, terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer waarvan jy 'n navolger geword het. Maar verwerp die onheilige en oudwyfse fabels en oefen jou in die godsaligheid. Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaak, omdat ons gehoop het op die lewende God, wat 'n behouder is van alle mense, in sonderheid van die gelowiges. Beveel en leer hierdie dinge. Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en lering. Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die profesie met die handoplegging van die ouderlinge. Wees vlytig in hierdie dinge. Leef daarin, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Let op jouself en op die leer. Volhard daarin, want deur dit te doen sal jy jouself red,
sowel as die wat jou hoor. Tot sover. Die pastorale briewe kan moeilik wees om deur te werk en te preek, hierdie 3 briewe, 1, 2 Timoteus en Titus, vir die eenvoudige rede dat wanneer Paulus in sy ander briewe skryf, spreek hy met die gemeente. Maar in hierdie briewe praat hy met die predikante. Timoteus was predikant in Efese en Titus in Kreta. Vir ouderlinge en predikante is hierdie woorde dus direk, o goud werd. Maar dit kan moeilik wees vir die algemene lidmaat om te luister na hierdie woorde en regtig dit toe te pas, dit in te neem en dit te hou by hulle en uit te leef. Almal het nie die verantwoordelikhede en die laste en die oproepe wat die Here op Timoteus en ander predikante plaas nie. Maar geen woord uit die mond van God is nie ware brood en spys vir elke gelowige nie. Christus spreek hier in die besonder met sy herdersjaar, maar ook direk met elkeen van sy geliefde kinders. So, kyk dan saam met my na hierdie hoofstuk vanoggend. Ons gaan kyk na 6 kosbare beginsels wat die Here vir ons hier as gemeente leer. Nommer 1, dwaalleer, selfs wanneer dit nie ons saligheid raak nie, is steeds 'n aanval van die duiwel en moet met die grootste erns hanteer word. Ons hoor in die skrif, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Hy soek na die wie hy kan verslind, wie se geloof hy skibreek kan laat lei. Maar dis nie al wat hy doen nie. Hy wil die heiligheid, die skoonheid, die reinheid van elke gemeente vernietig. Verdraai soveel soos wat hy kan. Hy wil dit wat God ingestel het, wat God beveel het, wat God se wil en ontwerp is, wil hy onduidelik maak, dof, in ander rigtings invat. Mens sien dit hier in hierdie eerste verse met wat Paulus, die dwaalleer wat hy hier aanspreek. Mens kan sê hierdie dwaalleer wat Paulus hier hanteer, raak nie die mense saligheid nie. Het gaan oor die huwelik en dit gaan oor voedsel. Daar was mense wat gesê het in die kerk, wat ingesluip het, wat gemeen het dat alle liggaamlike plesier en vreugde en genot is minderwaardig. Nie net minderwaardig nie, dis inteendeel hinderlik vir jou geestelike groei. So as jy ernstig is oor heiligmaking, ernstig is dat jy in die Here wil groei, dan moet jy die liggaamlike plesiere en vreugdes vermy, afsit, wegstoot. Dit verhinder jou geestelike groei. In ander woorde, hierdie was nie 'n dwaling oor die evangelie nie. Hierdie was nie 'n dwaling oor ons verlossing of 'n blydende saak soos wat ons dit vandag sal noem nie. Maar kyk wat doen die apostel Paulus. Kyk hoe spreek die Here oor hierdie dwaling. Hy noem dit verleidende geeste. Hy noem dit die dwaling van duiwels. Hy noem dit gefeinste leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. En dan die manier hoe Paulus hierdie 2 dwalinge oor die huwelik en oor voedsel aanspreek, wys vir ons hoekom hy dit so ernstig aanspreek. Paulus sê nie dan, nee, die huwelik en voedsel is geoorloof. Dit hinder nie geestelike groei nie, hulle is verkeerd, hulle dwaal, julle mag dit gebruik. Dis nie wat hy doen nie. Hy spreek nie dat dit net reg is nie, hy wys hoekom. Hy wys die hart van wat hierdie dwaalleer doen. En hoe mooi is dit om te sien wat die apostel Paulus doen. Hy hanteer nie net die plek waar hierdie dwaalleraar skeef gaan nie, en net daai nie, hy hanteer die hart van hoe hulle die woord verdraai, en die instelling van die Here verdraai. Hierso sê hy praat van die voedsel wat God geskep het, en sê dit is goed. Hy vat jou terug Genesis toe, waar God kos geskep het vir die mens en gesê dit is goed. Waar hy die huwelik geskep het en gesê dit is baie goed. So wat doen Paulus? Hy wys dat
hierdie aanval op die huwelik en op voedsel is nie maar net dit nie. Dis 'n verdraaiing van God se instelling by die skepping. Dis 'n verdraaiing van God se wil van die begin af. En daarom hanteer hy dit baie gewigtig. En dit is so nodig vir ons om dit te sien vanuit die mond van die Here self. Ons word uitgeput. Ons word moeg. Ons hou nie daarvan om te worstel en te baklei en te soek en te grawe en te stoei oor wat is die wil van die Here nie. Dis nie lekker nie, maar hoe nodig is dit in die laaste tye? Hoe nodig is dit om te sê, selfs iets wat met die eerste oogopslag nie so ernstig lyk nie, soos mense moet eerder nie trou nie, of jy mag sekere kosse nie eet nie, selfs dit, wanneer daar teen die Here se wil ingepreek word oor dit, moet die kerk sê, ons sien die duiwel se hand daar agter, en ons gaan hou by dit wat die Here leer, en dis presies wat Paulus doen nie, so hy vat dit terug na Genesis toe en bind dit daaraan. So dis die eerste beginsel wat ons hier sien. Dwaalleer is nie net gevaarlik of net die moeite werd om aan te spreek wanneer dit my saligheid raak nie. Nommer 2, alles wat God geskape het om te gebruik is goed vir die gelowige en word deur die woord en gebed geheilig. Hierdie is nodig vir ons vandag ook om te hoor. In vandag se tyd is daar baie wat onder die vaandel van liefde en van goeie rentmeesterskap vir jou baie direk sal sê, jy mag nie vleis eet nie. Dis verkeerd, dis liefdeloos, dis wreed om vleis te eet. Daar's baie gelowiges wat sal probeer gaan en die Ou Testamentiese se voedselwette, soos dat jy nie mag vark eet nie, wil toepas op ons vandag. Nou, indien enige gelowige sulke voorskrifte vir hulle self wil instel, mag hulle. Maar wat nie mag gebeur nie, ons kan niemand, geen gelowige se gewete bind aan voorskrifte waar die Here dit nie bind nie. Ons mag dit nie doen nie. Vers 4 en 5, want alles wat deur God geskape is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie, want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed. Jy jouself al afgevra, waarom bid ons voor en nadat ons geëet het? Oorweeg Paulus se argument hier. Ons is geskep van die begin af as konings op hierdie aarde, die mensdom. Alles het God goed geskape en die goeie vir ons gegee om te gebruik. In die sondeval het ons die reg tot die gebruik van die goeie heeltemal verloor. Nie net van sommiges nie, van alles. Maar in Christus, in sy kruisdood en sy soenoffer is die gelowige weer herstel in daardie posisie, waar al die goeie wat die Here vir ons gee, gebruik mag word, wat dit vir ons geoorloof is en dit vir ons goed is. Sien dit so, die hele mensdom kom uit Adam uit, hy is die hoof. En omdat Adam geval het, en namens die hele mensdom, die gebruik van die goeie wat God gee verloor het, daarom is dit van nature vir ons ongeoorloof om die goeie te gebruik. Maar in Christus het gekom as die nuwe Adam, die nuwe hoof. Almal wat in hom glo, die gelowiges, word onder die hoofskap van Christus geplaas, sodat nou word jy weer herstel in daai posisie waarin God ons geskep het, dat die goeie wat hy gee tot ons beskikking is om gebruik te word. Wat ons dan doen by die etenstafel, wanneer ons bid, is ons kyk daarna en ons sê, in myself is ek nie waardig om hierdie bordkos te hê nie. In myself is ek nie waardig om die goeie gawe wat God gee te gebruik nie. Ek het die reg daartoe verloor in die sondeval. Maar in Christus is ek weer herstel. In hom is hierdie voedsel wat nou hier voor my neergesit word. Ek is waardig om dit te mag gebruik. Dus ek mag die goeie wat God gee geniet,
in Christus. Keer op keer word ons herinner aan dit, wanneer ons dan in gebed buig voor die Here en dank vir ons voedsel. Nommer 3, jou godsdiens is nie 'n passiewe deel van jou lewe nie. Dit is jou lewe. Vers 7 tot 8. Maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels en oefen jou in die godsaligheid. Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles. Nou die woord wat hier met godsaligheid vertaal word, is die woord vir godsdiens. Dit is jou handeling voor God, jou lewe vir God. Nou daar is vandag 'n gewilde dwaling, wat sê, jou verhouding met Jesus is al wat saak maak. Godsdiens, hoe jy kerk moet wees, wat jy moet doen, hoe jy moet lewe, hoe jy met die Here moet werk. Godsdiens, dis maar mensgemaak. Dis maar strukture in die kerkstruktuur in, dit hoort nie eintlik eers in die kerk nie. Net jou persoonlike verhouding met Jesus, dit is die belangrikste ding, maar hoe anders te praat ons Here self oor godsdiens? Godsaligheid. Paulus sê, liggaamlike oefening is tot weinig nut. Maar oorweeg eers hierdie wat die apostel sê. Ons ken hierdie woorde, ons het al baie gehoor. Maar oorweeg eers mooi wat hy sê, dat dit tot weinig nut is. Watter nut het liggaamlike oefening? Gesondheid, lewensgehalte, dissipline, jy word sterker, jou voorkoms verbeter, jou selfvertroue verbeter, jou energievlakke styg. Hoe is dit weinig nut? Die apostel sê dit vir ons net in die vers hierna, want dit het belofte en nut slegs vir hierdie lewe. In 'n oogwink is dit verby. Is alles wat jy deur liggaamlike oefening bewerk het, weg. Kom nou jy wat sê hoe vinnig die tyd vlieg. Jy getuig self daarvan. Paulus se punt hier is nie dat jy nie liggaamlik moet oefen nie. Sy punt is eerder hoe dringend dit is om jou te oefen in die godsaligheid. Want is vir alles nuttig. Jou huwelik, jou ouerskap, jou werk, jou verhoudings, jou vrede, jou rus, jou lyding, jou vreugde, jou lewe, jou dood, alles is die godsaligheid nuttig voor. Waarom sal mens dit nalat? Vers 8, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. So wat is er dan om te oefen in die godsaligheid? Dit is om fisies, praktiese moeite te doen en jouself in te span om te groei in die kennis van God, om te groei in die kennis van sy wil deur sy woord, om te groei in jou gebed, om te groei in jou belydenis, om te groei in jou rou oor sonde, jou stryd teen sonde, jou onderskeid tussen die waarheid en die leuen, om te groei in wat hom behaag, dis oefening, om inspanning te sit daarin, om jou lewe in te rig, dat dit daardie doel sal dien. Dis om te oefen in godsaligheid. Jy kan dink aan 'n atleet, en die woord wat Paulus hier gebruik vir oefening, is die woord vir gimnasie. Jy kan dink aan 'n atleet, dink aan 'n professionele atleet, 'n Wimbledon tennisspeler. Alles in sy lewe is ingerig tot die bevordering van hierdie gawe wat hy het vir tennisspeel. As jy hom soek, waar vind jy hom? Op die tennisbaan. Sy dieet, sy slaap, sy tydsverbruik, sy rus, alles is ingerig tot hierdie bevordering van hierdie gawe wat hy het. Hoeveel meer is jou godsaligheid nie 'n kosbaarder gawe as sy vermoë om tennis te speel nie? Sy vermoë om tennis te speel is nuttig en het mooi beloftes vir hierdie lewe. Jou godsaligheid oortref dit oneindig. Oneindig. Vir een of ander rede dink ons
maklik dat dis geregverdig en goed en nodig vir daai tennisspeler om al daai uiters baie inspanning en moeite en tyd in te sit met tennis, want hy sien wat so mooi gawes hy het in tennis. Laat ons raak sien dat dit wat ons het oortref daardie man se gawe oneindig, en laat ons dan oefen in die godsaligheid. Ons godsaligheid, ons godsdienst, ons verhouding met die Here, dis soos 'n spier wat geoefen moet word. Let op dit. Doelgerig wees met dit. Nommer 4. Die woord van God moet sentraal wees in ons kerk. Kyk sommer in vers 13. Totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en lering. Waarom is die kerk daar? Waarom bestaan ons? Wat is die doel, die kern van ons wese as gemeente, as kerk? En dis 'n belangrike vraag, want hierdie vraag bepaal hoe jy dink oor jou gemeente. Hoe gelukkig of ongelukkig jy is met jou gemeente. Hoe jy werk en arbei in jou gemeente. Wat is die wese van die kerk? Is dit om 'n plek te wees waar mense voel hulle kan behoort? Is dit om sosiale en samelewingssake aan te spreek? Of is dit om aksies en geleenthede te hou en tyd met mekaar te spandeer? Die gemeente in sy wese is dit. 'n vergadering van die uitverkorenes, van die gelowiges, wat saamkom daar waar Christus spreek. Al hierdie dinge wat genoem is, 'n plek om te behoort, sosiale en samelewingsaspekte aanspreek, om tyd saam te spandeer. Dis nie onbelangrik nie, dit moet in die kerk wees, dit moet. Maar die vraag is, wat is in die kern? Wat is dit wat ons nie ons oog van af kan haal nie? In die kern, in die middel van die kandelare, daar wandel die Seun van die mens. En hy spreek. Vanuit al die verantwoordelikhede en take wat Timoteus gehad het as predikant hier van die gemeente in Efese, lig die apostel Paulus hom hierdie uit. Hy sê, hou aan met voorlesing in die woord uit. Hou die woord voor. Hy sê, hou aan om te vermaan. Dis toepassing van die woord. Hy sê, hou aan met die lering, dis uitleg van die woord. Dan moet natuurlik nog dinge onder die erediens gebeur. En dan moet natuurlik nog dinge in die kerk gebeur. Want die woord dryf ons na nog dinge toe. Hierdie kern moet gehou word. Die suiwere bediening van die woord van God in die gemeente. Hier lê die parel van die kerk. Hier kom die Tigris en die Efraat saam. Die bediening van die woord van God. En nommer 5. Moenie die genadegawe in jou verag of nalat nie. Lewe daarin. Kyk nou vers 14, 15. Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die profesie met die handoplegging van die ouderlinge. Wees vlytig daarin. Leef daarin, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Ons genadegawes, ons vermoëns, ons gawes en begaafdhede wat ons het, wat Christus in elke een van sy gelowiges werk, dit roes. Dit kan roes en dit kan verswak as dit nie gebruik word nie. Timoteus het die gawe van herder ontvang. Dit word ons mooi beskryf hier deur Paulus. Dit was bevestig ook deur die handoplegging van die ouderlinge, van die ander herders. En dan vermaan Paulus vir Timoteus, moet dit nie nalat nie. So sien eers hierdie raak, dus moenie sê ek het nie gawes nie. As jy nie besig is, jou gawes gebruik nie, is nie omdat jy het nie. Dis omdat dit moontlik is dat jy dit nalat. Paulus sê vir Timoteus, moet dit nie nalat nie. Moenie deur luiheid, vrees, onsekerheid of afleiding verslap in die werk nie.
Die genadegawes was gegee en bevestig deur God self. Moenie sy bestel en sy beskikking verag nie. Wees vlytig, wees fliks, leef daarin. En so moet die gelowige na sy vermoëns en gawes kyk. En sê, wat het die Here vir my gegee? Wat doen hy in my? Waartoe stel hy my in staat? Jy doen nie die kerk 'n guns deur jou gawes met bereidwilligheid en vreugde tot saligheid en opbou van die gemeente te gebruik nie. Jy bied eenvoudig aan die Here dit wat aan hom behoort. Nou alle gelowiges moet hierdie hoor. Hierdie beginsels geld vir alle gelowiges. Maar ons kan nie ontken dat die Here hier in hierdie teks in die besonder met die predikant praat nie. Met sy herders. Die gemeente kan en behoort die predikant teen 'n uiterse hoë standaard te hou. Ja, hy is net 'n mens, stikkend, sondig, swak, gebroke. Maar soos aan Timoteus het die Here aan hom die besonderse gawes gegee met die handoplegging. Die Here het hom gestel as herder met die nodige gawes. Hy het sy werkslas van hom afgehaal. Hy moet dit nie net vlytig gebruik nie, hy moet lewe daarin. Dit moet sy opstaan en sy gaan lê wees. Die gebruik van sy gawes tot eer van die Here en die opbou van die koninkryk. Hy moet homself altyd voed met die woord van die geloof en die gesonde leer, sodat hy die ware hemelse spys aan die kudde kan voorhou. Hy moet oefen in die godsaligheid, met die toewyding van 'n professionele atleet, sodat sy vooruitgang duidelik mag wees vir almal. Hy moet arbei en gewillig gesmaad word ter wille van sy hoop op die lewende God. Hy moet so as voorbeeld vir die kudde dien in wandel, in liefde, in gees, in reinheid en geloof, dat hy nie verag kan word weens eksterne dinge soos jeug of voorkoms nie. Hierdie bediening, hierdie oefening in die godsaligheid, hierdie gawes, hy moet in die besonder leef daarin. Dis die standaard wat die gemeente hom by kan hou, hom by moet hou. Want dis die standaard waar sy Here hom by hou. En hierin kan ek bely dat ek gereeld misluk en tekort skiet. Ek preek dit nie omdat ek dit so goed en getrou reg kry nie. Ek preek dit wanneer die Here sê dit. En omdat die gemeente hierdie verwagting mag hê volgens die woord van die Here. Nommer 6. En laastens, ons moet let op onsself en die leer. Die gewig daarvan is ewig. Vers 16, let op jouself en op die leer. Volhard daarin, want deur dit te doen sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. Dis waarom die Here die predikant teen so 'n hoë standaard hou. So geweldige roeping op hom lê. En is ook waarom die Here ons oproep, ons almal, om uiters erns te maak met die leer, met die onderskeid tussen die waarheid en die leuen, om dwaalleer uit te wys en te hanteer vir wat dit is. Paulus meen nie hier dat die mens homself en ander finaal kan red nie, soos wat Christus red nie. Redding is 'n gawe van God, deur die geloof in die Here Jesus Christus, sy kruisdood, sy genade, sy lyding in ons plek en geregtigheid wat hy vir ons gee. Dis wat ons red.